vir die musiekleier van die Koragiete 'n psalm. Al julle volke klap hande, juig tot eer van God met jubelkrete, want die Here, die Allerhoogste, is ontzagwekkend, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy onderwerp volke aan ons, nasies onder ons voete. Hy kies vir ons erfgrond, die trots van Jakob wat hy liefhet. Onder gejuig bestyg God die troon. Die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. Besing God, besing hom. Besing ons koning, besing hom, want God is die koning van die hele aarde. Sing 'n lied wat onderrig. God regeer oor nasies. God sit op sy heilige troon. Die vooraanstaandes van volke kom bymekaar by die God van Abraham, want aan God behoort die skulde van die aarde. Hy is hoog verhewe. Familie, wees gegroet in die woorde van Psalm 47. 'n uitroep tot God se lof. Mag julle vanaand elkeen 'n ontmoeting met hierdie heilige Here hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier waar ons vanaand vir hierdie herdenking bymekaar is. Here, kom staan ons voor U met oop hande, oop harte om te ontvang. Here, mag U vanaand met ons praat. Mag U ons lei. Mag U ons seën. Vader, wanneer ons vanaand hier bymekaar is dit om die hemelvaart, die gereed maak, die pad te vier, te herdenk wat U vir ons geloop het en nog steeds loop. Dankie, Here, dat ons so vrylik bymekaar kan wees. En Here, dat ons in hierdie ruimte U naam kan kom loof en prys, kan kom groot maak en kan weet, U kom weer. Dankie, Jesus, dat ons U kan aanroep. Seën ons in hierdie diens, Here. Amen. Bring hom hulde, bring hom Here, bring hom hulde, Here, lof en majesteit, soos in die hemele, so op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleed. In die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar gesteek. Graf verkort nog steeds, en hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom Here, bring hom hulde, Here, lof en majesteit, soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleed. In die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur. En die leë graf verkort nog steeds, hy alleen regeer. Bring hom hulde. Familie, dit is 'n wonderlike voorreg om vanaand saam met julle hier te kan wees om
die hemelvaart van die Here Jesus te kom herdenk, te kom vier en sommer net saam na die Here toe te nader. Wat 'n voorreg het ons nie om dit te kan doen nie. Om ons te help met ons gesprek vanaand gaan ons die teks lees van Jesus se hemelvaart wat ons in Handelinge 1 kry. Ons gaan lees Handelinge 1 vers 6 tot en met vers 11 om ons vanaand so 'n bietjie in te lei en vir ons die storie te vertel van Jesus se hemelvaart en ek lees vir ons soos altyd uit die 2020 vertaling uit. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Tot net sover vir vanaand, familie. Nou daar's iets treffend in hierdie toneel wat ons in Handelinge 1 raak lees. Ons lees van, wil ek sê, die laaste paar woorde wat Jesus met sy disippels voer, die laaste gesprek wat hy met hulle het voordat hy nou deur die wolk in die hemel opgaan en hierdie toneel speel voor ons af. Ons sien die gesprek en dan sien ons hoe staan hulle daar, die disippels, en kyk op, vasgenaal. Ek dink 'n bietjie verward en ek dink definitief baie stil. En toe vra die engele of die 2 mans in wit klere wat ons nou hier lees, die ander vertaling praat van die 2 engele, hoekom staan en staar julle na bo? Hoekom kyk julle op? Waarom kyk julle op? En dit is asof die engele of hierdie 2 mans eintlik op 'n manier vir die disippels of die apostels wat dan nou daarby was, probeer sê, maar wat maak julle nog hier? Het julle nie iets om te gaan doen nie? Familie, ons leef in 'n wêreld wat vol vrae is. In 'n wêreld wat vol onsekerheid is. En as ons so met die onsekerhede en die vrae gekonfronteer word, dan kyk ons ook maklik op. Soms kyk ons op in hoop, soms in verlange, soms uit magteloosheid uit. Maar hemelvaart, familie, roep ons nie om net op te kyk nie. Dit roep ons om vorentoe te kyk. Om te leef in geloof en te werk in die koninkryk. Omdat Christus nou leef, regeer en beloof dat hy terugkom. So wat beteken hemelvaart dan nou vir ons, vir elkeen van ons, vir die kerk, vir die wêreld vandag? Ons sien, hier gebeur 'n paar goed tussen Jesus en die disippels voordat hy nou opvaar na die hemel toe. Die disippels wat vir hom vra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel gaan oprig? Gaan jy nou uiteindelik hierdie oorwinning behaal bo die Romeine en vir ons weer ons koninkryk te gee? En is eintlik al verregaande dat hulle hierdie vraag vra, want na alles wat hulle beleef het, na alles wat hulle gesien het, die kruisdood, die opstanding, dit wat Jesus vir hulle geleer het oor die koninkryk, bly hulle kyk deur 'n aardse lens. Bly hulle fokus op hierdie aardse, menslike wêreld se herstel wat hulle gesoek het. En dan antwoord Jesus hulle met die woorde: maar dis nie julle probleem nie, dis nie julle saak om die tyd of die geleenthede wat die Vader bepaal het te bepaal nie. Dit het niks met julle te doen nie, die Here sal dit doen. En hier hoor ons ietsie, ek dink 'n baie belangrike waarheid wat die disippels moes hoor en wat ons ook vandag moet hoor dalk. God bepaal die tye en die seisoene.
Hy is nie aan menslike verwagtinge onderwerp nie. Hy bepaal. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê die Here deur sy profeet: My gedagtes is nie julle gedagtes nie, my weë is nie julle weë nie. My paaie is nie julle paaie nie. Romeine 11 vers 33 waar Paulus skryf oor die grootheid van God, dan sê hy: Maar wie van ons sal hierdie kan verstaan, die diepte, die rykdom, die wysheid, die kennis van God? En Johannes Calvin, een van die groot hervormers van die kerk, skryf in sy kommentaar oor Handelinge: God gee nie altyd wat ons vra nie, maar altyd wat ons nodig het. Die disippels vra vir 'n herstel van Israel, maar God gee 'n koninkryk vir die wêreld. En in daai moment, familie, moet die disippels en ek dink ook ons 'n geweldige kopskuif maak in terme van hoe ons dink oor Jesus, oor God, oor die koninkryk. Want ons moet onthou, die disippels het tot op hierdie punt nog hierdie nasionalistiese hoop gehad dat die staat van Israel of die volk van Israel weer gaan regeer en opgestel word bo die Romeine, bo alle ander volke. En die kopskuif wat hier plaasvind is, dit gaan weg van hierdie nasionalistiese hoop van herstel van 'n aardse koninkryk oor na 'n opdrag van die wêreldwye sending van Jesus. En dan gaan Jesus verder en hy beloof vir hulle ietsie. Hy beloof hulle, vir die eerste keer lees ons, beloof hy vir hulle die Heilige Gees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in die wêreld. En familie, ek dink nogal hierdie is die hart van hemelvaart. Christus vaar op, maar dis nie al wat hy doen nie, hy stuur. In dieselfde oomblik. Hy stuur en hy stuur nie 'n statiese, stilstaande, dooie kerk nie. Hy stuur 'n kerk in beweging. Hy stuur mense in beweging in. En ons het al gesien in die verhaal van Jesus, sy koninkryk, sy oorheersing, sy regering kom nie deur wapens of deur oorlog of deur politiek nie, maar dit kom deur die getuienis van die evangelie en die krag van die Gees. Herman Bavinck, 'n Duitse teoloog dink ek, Nederlandse teoloog, ekskuus hom, naby aan mekaar. Nederlandse teoloog het geskryf: Die kerk leef nie vir haarself nie, sy is die draer van die goeie nuus vir die wêreld deur die krag van die Gees onder haar opgevare koning. In Lukas 24 vers 47 tot 49 kry ons ook 'n verdere opdrag wat Jesus aan sy disippels maak wanneer hy vir hulle sê: Bekering tot vergifnis van sondes moet in sy naam, in God se naam verkondig word aan al die nasies. En dan sê hy vir hulle: En julle is getuies van hierdie dinge. Jesus vaar op en die disippels kyk boontoe, wat hy ook kan verwag. Maar Jesus stuur hulle uit van daar af met 'n geweldige opdrag. Hemelvaart is nie die einde van die verhaal nie. Dis die begin van die missie van die kerk. In die volgende gedeelte van ons teksgedeelte lees ons van Jesus wat dan nou deur die wolk uit hulle gesigveld uitgeneem word, wat opvaar dan nou na die hemel toe. En is ongelooflik kragtig wat eintlik in hierdie oomblik gebeur, want 'n wolk in die Bybel was nooit net 'n wolk nie. Dit was nooit net 'n natuurverskynsel wat maar net daar in die lug was nie, dit was ten alle tye 'n simbool van God se teenwoordigheid. God se heerlikheid. In Eksodus 40 lees ons daar dat die wolk van die tent van ontmoeting oordek en die heerlikheid van die Here het hierdie tent gevul. Daniël 7 is 'n messiaanse voorspelling wat sê met wolke van die hemel het iemand soos 'n seun van die mens gekom en hy het heerskappy, eer en koningskap ontvang. Die Here se teenwoordigheid word deur die wolke gewys. In Efesiërs 1 lees ons en Christus sit aan die regterhand van God, bo elke mag en alles
onder sy voete is onderwerp aan hom. Familie, en ons as die kerk, as gelowiges vandag, wat vanaand hier bymekaar is om die hemelvaart te kom herdenk, kry dieselfde opdrag as wat die disippels doen, want ons kyk ook op. Maar ons kyk nie op in 'n afwagting op niks nie, op leegheid nie. Ons kyk op na die verhemelde Christus, die verhoogde Christus wat regeer van die regterhand van God af. Want hemelvaart, familie, vandag is nie 'n afskeidsmoment nie, maar is eerder die kroningsmoment van die koning wat ons uitstuur. Ons laaste vers wat vir my nogals of amper 'n bietjie van 'n snaakse vers is waar hierdie twee engele tussen die disippels kom staan en hy vir hulle vra, maar wat maak julle? Hoekom staan en kyk julle op? Hoekom kyk julle op? Hierdie Jesus wat julle nou net gesien het, gaan net so weer terugkom na julle toe. Hy gaan in sy teenwoordigheid net so op dieselfde manier weer terugkom. En Karel Barth skryf oor hierdie moment, hierdie oomblik tussen waar die disippels opstaan en die engele met hulle praat, skryf hy, die kerk leef tussen die wolk van hemelvaart en die wolk van wederkoms. Nie in stilstaan nie, maar in diens. Familie, ons hoop in die hemelvaart is nie dat Christus ons weer sal vind nie, soos ons staan en opkyk nie, maar dat hy ons weer sal kom haal soos hy beloof het. Ons tema vir vanaand se gesprek is, waarom kyk julle op? En dis amper of 'n, ek wil sê, retoriese of bietjie van 'n satiriese vraag met baie respek gesê, want dit klink half asof die engele verwytend praat wanneer hulle met die disippels praat hierso. Maar Galileërs, hoekom kyk julle op? Waarom staar julle na die hemel? Maar is soveel meer as dit. Dis nie net hierdie aanklag amper half nie, dit is 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging tot die roeping wat die Here Jesus op hulle en op ons geplaas het. Hy sê in daai vraag vir hulle, moenie net in verwondering staan en kyk nie. Moenie bly staar na die hemele sonder om in beweging te kom nie. Moenie opkyk sonder om te begin werk nie. Kolossense 3 lees ons, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. En net so 'n bietjie later lees ons, en bedink die dinge wat daarbo is, dit wat nie op die aarde is nie. Maar die opdrag van die Here beteken nie ons kan net sit en dink en soek nie. Om die dinge daarbo te soek en oor te oordink, beteken nie ons kan maar net passief hier onder op aarde rondstaan en niks doen nie. Dit beteken om deel te neem, om te leef, om te werk in Christus se koninkryk, hoe ook al jy geroep word. Waarom kyk julle op? Christus het opgevaar sodat hy vir ons kan intree. Christus stuur sy gees vir ons sodat ons getuies kan wees. Christus regeer nou sodat ons met moed en met hoop kan leef. En Christus kom weer sodat ons in geloof sal volhard. Hemelvaart, familie, kom sê vir ons 'n klomp goed, maar in die kern daarvan kom sê dit vir ons, kyk op. Ja, kyk op, maar leef vorentoe. Leef in geloof, in werk en in verwagting. Mag jy, elkeen van ons, vanaand op hemelvaart, hierdie dag van hemelvaart onthou, dat die Here het nie ons gelos nie, maar dat hy weer kom. Mag hierdie hemelvaart vir julle 'n troos wees, 'n belofte wees. Kyk op, maar leef vorentoe. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons uit die woord uit lees
Wanneer ons saam gesels, wanneer ons sing, wanneer ons bid, doen ons dit, Here, omdat ons U wil ontmoet. Omdat ons U beter wil leer ken, meer deel van ons wil maak. Here, waar ons vandag die hemelvaart herdenk ons dit nie as 'n finale ding nie, Here, maar as iets wat lei tot iets baie beter, iets groter. Mag ons, Here, met verwagting aanhou opkyk terwyl ons in die koninkryk leef en werk en doen wat U vir ons gesê het om te doen. Mag ons U getuies wees in die wêreld daar buite. Seën ons, Here, ook wanneer ons nou gaan sing, nog saam gaan luister, nog saam gaan wees. Dankie dat U 'n God van liefde is, wat vir ons die plek gaan gereed maak. Amen. Baie keer het ons hierdie gedagte dat hemelvaart beteken God is nou weg. God het ons agtergelaat en hemel toe gegaan en nou is hy nou maar net daar. Dit is nie die waarheid nie. Die boodskap van hemelvaart en die boodskap van Pinkster wat ons volgende week gaan vier en gaan herdenk, is juis dat die Here hier is. Dat hy ons nou stuur, dat hy ons nou gebruik. En daarom sluit ons vanaand se diens af, familie, met die lied 159, verse 1 tot en met 3. God is hier teenwoordig. Kom ons staan en dan sing ons saam. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte om ter ere. Wie hom roep, wie hom noem, in Hemelvader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lied verkondig. U is die bron van alle lewe. Hier is Heer, Here Heer, lei ons ons gaan, lei wel aan.
Ontvang die seën van die Almagtige. Mag hierdie hemelvaart vir jou dien as 'n oproep tot beweging. Mag die Here self jou roep, jou vorm en jou stuur. En mag sy lig op jou pad skyn. Die Here beloof ons, hy kom weer. En ons kyk op, maar leef vorentoe. Mag die Here met jou wees. Amen.